Goed, vandag gaan ons bietjie gesels oor lewenstylveranderinge. Nou kan julle dink dit is nogal 'n snaakse onderwerp om oor te gesels, maar wat kan 'n mens nou al begin doen in voorbereiding vir daai situasies waarin 'n mens jouself mag bevind? So begin nou reeds om meer vars groente en vrugte te eet. Uh jou eie aan, want dit is nog beter as die dinge wat jy in die winkel kry. Ondersoek nou al maniere om pestbeheer en bemesting en daai goedjies toe te pas wat meer op 'n natuurlike manier um geskoei is. Plant ook vir jou 'n kruietuin aan en leer hoe om daai kruie te gebruik vir gesondheid ensovoorts. Drink meer water. Ek is een om voor te preek hier want ek drink nie baie water myself nie, maar maak jouself nou al gewoond. Drink eerder water as daai gaskoeldrink of daai vrugtesappie wat jy in die winkel koop. Ons gaan nie daai goed beskikbaar hê dan nie, en om jouself dan te moet leer water drink, gaan nogals 'n uitdaging wees in 'n reeds stresvolle situasie. Ons het reeds gepraat oor fisiese aktiwiteit. Dit beteken nie gaan uit en gaan gym elke dag nie. Jy kan werk in jou tuin, jy kan werskaf in jou huis. Jy weet, al daai tipe van goeders is goeie dinge om nou reeds jou liggaam aan bloot te stel en aan gewoon te maak, want dit is waarheen ons heel waarskynlik gaan terugkeer. En 'n verdere een wat ons sal op uitbrei in 'n volgende video of 2, is om nou reeds jou kroniese toestande onder beheer te bring en nie met farmaseutiese medikasies nie. As dit die enigste manier is wat jy dit nou kan doen, dan is dit ongelukkig nou die manier, en dan moet jy seker maak dat jy genoeg voorbereiding het vir die toekoms. En dan is dit krities belangrik dat jy genoeg voorraad het. Maar gesels nou reeds met jou dokter oor alternatiewe, soos kruiemedikasie, soos Bybelse olies ensovoorts. Jy weet, die Bybel is vir ons 'n goeie aanduiding van die tipe van kruie en dinge wat hulle baie tye gebruik het om mense gesond te maak en gesond te hou. So weer eens, gaan terug na jou Bybel toe gaan lees, wat is die goeters daar wat hulle gebruik het. Daar is baie konkrete riglyne. Maar ek sê weer, gesels met jou dokter en maak seker dat jy by hulle die nodige raad kry vir alternatiewe. Nie baie dokters is baie genee daartoe om vir 'n mens die alternatiewe te gee nie, maar daar is dokters daar buite wat vir jou die inligting sal gee of vir jou sal sê, okay, goed, kom ons probeer hierdie alternatiewe medikasie wat nie so farmaseuties is nie, wat meer natuurlik is, en dan kan jy daardie produkte gebruik. So dit is basies waaroor vandag se video gaan. Weet, keer terug na 'n meer natuurlike manier van lewe. Dit is uiteindelik waarheen ons gaan terugkeer. Ons gaan nie al die farmaseutiese behandelings en middels en medikasies en dinge hê nie. So jy gaan moet nou al begin werk na 'n alternatief toe. In die volgende video's sal ons dan nou kyk na kruie alternatiewe en na die Bybelse olies en waar 'n mens van hierdie produkte en goeders kan kry. Maar vir nou, gaan doen jou navorsing, gesels met jou dokter en kry daai goeders ook in plek.